Goeiemôre en dan welkom weer by 'n kuier in die woord van die Here. En vanoggend kuier ons in Lukas 2 vanaf vers 1 tot 7. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was. En hom laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eerstgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En dit is dan die titel vanmôre van ons gesprek is, daar was nie plek nie. In die aanloop tot die Kersgety, waar mense nou al reeds hulle Kersetes beplan het, en waar die tafel gaan kreun en al die diere van die ark wat opgedien gaan word, en mense gaan feestelik wees, en families gaan byeenkom, en hulle gaan kuier en gesels met mekaar, en hulle gaan die feesgety geniet, hulle gaan rus en ontspan. En dit is 'n tydperk in die jaar waartoe almal uitsien om net 'n bietjie te kan ontspan. Net om 'n bietjie rustig te raak, en al die beplanning en die dinge is reeds lank voor die tyd gedoen, en om dinge in plek te kry. Maar daar is ook baie mense wat in hierdie dae eensaam is, mense wat ongeliefd voel, mense wat verlate en vergete voel, mense wat uitgeput is, mense wat emosioneel deur 'n rowwe tyd gaan, moeilike omstandighede, verwerf voel deur skuldgevoelens, geïsoleerd van die warmte en die liefde en die aanvaarding van naasbestaandes of mense na in hulle familie. En daarom is dit so belangrik dat ons in hierdie tyd baie versigtig sal wees hoe ons omgaan met onsself. Dat ons nie sal toelaat dat die stroom van emosie, negatiewe dinge ons aftrek en ons vasvang en toespin in 'n web van negativiteit nie. Daarom moet ons mekaar bemoedig juis in hierdie tyd omdat dit so 'n emosioneel belaaide tyd is. En daar is baie kontroversie om of dit werklik die geboorte is van Jesus en of dit werklik die tyd is en ons gaan nie vanmôre 'n debat voer daaroor nie. Ek wil hê ons moet vanmôre met ander oë kyk na die feestyd. Ons moet vanmôre met 'n nuwe insig kyk. Maar ons moet besef dat God het vir ons Immanuel gegee. Immanuel wat beteken God met ons. Daar was geen tegnologie vir Josef en Maria om te bel of 'n e-pos te stuur of 'n SMS te stuur om plekbesprekings te doen nie. Daar was nie agente wat kon intree nie. Daar was geen lekker slaap of so iets wat ons kon gekontak het om te sê ons is op pad, ons wil graag 'n plek hê nie. Daar was geen plek nie toe hulle daar kom nie, want die stad was oorvol. En hulle moes tevrede wees om in 'n stal tuis te gaan. En daar was ook geen fanfare gemaak rondom die geboorte van Jesus nie. Daar was weliswaar nie advertensies uit van die toekomstige koning gaan gebore word nie. Daar was geen reklame nie. Daar was geen hoeha of geskree nie. Dit het al stil en 'n klein groepie was dit bekend gemaak. Ons het op die stadium, soos ek gesê het, ons beplanning in plek, ons vakansie wegbreek, ons familiebyeenkomste, ons Kersetes, die geskenke in die Joelite en selfs die nie-Christene vier ook Kersfees. En in baie gevalle gaan hierdie tyd meer oor die geskenke en die saamwees en die Joelite en word dit baie maklik vervaag die werklike rede hoekom mense hierdie tyd vier of hoekom mense by mekaar kom in hierdie tyd. Dat what is the reason for the season? En dis Jesus. Jesus is die rede hoekom hierdie tyd aangegryp word.
En dit word baie maklik beland in die agtergrond, saam met die geskenkpapiere word hy eenkant toe geskuif. En die fokus gaan terug na die vlees en die materiële. Te midde van dit alles, van al hierdie jolijt en al hierdie vreugde en al hierdie opgewondenheid, is daar nog steeds mense wat eensaam en onbemind voel. Mense wat verwerp voel, mense wat emosioneel sukkel om klarigheid te kry met dit wat met hulle gebeur het in die jaar. Op die plek waar hulle tans bevind in hulle werksopset of in hulle huweliks- of houdingslewe. Te midde van dit alles is daar nie plek vir Jesus nie. Te midde van ons bekommernisse, te midde van ons vreugde, is daar nie plek vir Jesus nie, maar tog gaan hierdie tydperk oor Jesus, of is dit veronderstel, en dis wat die wêreld sê, en dis wat die wêreld gebruik, om dit te kommersialiseer, om ons geld te vat, om geld te spandeer wat ons nie het nie, om goed te koop wat ons nie werklik nodig het nie. Want dis ongelukkig wat gebeur in hierdie tye. Baie mense ken die verhaal, of almal kan vir jou vertel van die geboorteverhaal, van die engele en die herders, en die wyse manne, en Josef en Maria in die stal. En dit is 'n baie tradisionele en emosievolle storie vir baie mense. En vir baie mense moet jy nie karring aan Kersfees nie, want dit is vir hulle baie, baie kosbaar. Dis 'n onthoudtyd. Dis 'n tyd van heimwee. Maar bekendheid bring nie bekering nie. Vanoggend wil ek vra, te midde van al hierdie geskarrel, hierdie laaste paar dae voor ons gaan stil staan en die feesgetuig geniet, is daar plek vir Jesus in ons dag tot dag bestaan? Is daar plek in hierdie tyd? Is hy deel van ons beplanning? Is hy werklik die hooftema van hierdie samekoms, van hierdie tyd? Kerklidmaatskap beteken nie ek is 'n kind van die Here nie. Dit beteken ek behoort in een of ander denominasie, en dit sê net vir mense van hoe ek my geloof uitleef. Al die feesbyeenkomste in hierdie tyd neem die plek van Jesus. En dit oordonder en dit oorheers. Net so stil sonder trompette en pamflette het Jesus ook in my en jou lewe ingekom. Titus 2 vers 11 tot 15. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons van die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Galasiërs 4 vers 4 tot 9. Maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie. Maar nou, dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakhede en armoedige eerste beginsels van wat julle weer van vooraf aan wil dien. So ons moet nie terugkeer nie. Dit is soos hulle sê, die skoongewaste sog draai terug na die modder, 'n hond draai terug na sy eie braaksel. Ons moet nie terugdraai en verlang nie na wat was in ons lewe as ons eers Jesus ontmoet het en hom aangeneem het en gesê, Here, ek wil vir u leef nie. Ons is losgekoop van vleeslike en materiële oorheersing en gevangenskap. Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onze Here. En dan Romeine 8 vers 8 tot 11. En die wat in die vlees is,
kan God nie behaag nie. Met ander woorde, as ek en u vanmôre leef 'n vleeslike bestaan leef, gemotiveer en gedryf word deur die materiële, deur die vleeslike, kan ons nie God behaag nie. Dis nie wat ek sê nie, dis wat die Bybel, die woord vanmôre vir ons sê. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. So ons sal getuister en getreiter word deur vleeslike begeertes. Ons sal nie net die duiwel nie, ons eie vlees sal ons in vertwyfeling bring. En daarom moet ons dit weerstaan. Daarom moet ons die antwoorde soek in God se woord. Ons moet God se woord nie net lees nie, maar ons moet dit deel maak van ons lewe. Ons moet streef na heiligmaking. In hierdie tyd, in hierdie oomblik, en ek sluit af met die vraag, tussen al die geskarrel en die laaste dinge wat nog gedoen moet word voor die feesgety werklik in aanvang neem, is daar plek vanoggend in Jesus, vir Jesus in jou lewe? Is daar plek in die herberg van jou lewe? Of moet jy ook maar sommer so hier ergens agter, in die agterhoede van jou lewe, van jou bestaan, moet jy maar daar so tevrede wees, moet jy maar daar rondwag, tot jy gereed is? Ek wil vir u vra dat Jesus vanoggend sy regmatige plek inneem. Nie net tydens hierdie tyd nie, maar daagliks. Dat hy elke dag in u lewe sal wees, dat hy 'n prioriteit sal wees. Dat ons sal leer om hom te loof en te prys, maar ook om hom te dien voluit, om gehoorsaam te wees aan sy woord. Want dis al hoe ons liefde aan God kan bewys, is deur gehoorsaamheid aan sy woord. Deur sy gebooie te volg. Nie goeie dade nie. Nie goeie dinge doen net nie. Dit is deel van Christen leefstyl. Nie te kan sê, ek rook en drink en ek doen nie sonde nie. Nie net dit te kan proklameer nie, maar werklik te leef en Christus deur ons sigbaar te laat word. Dat hy sy regmatige plek in ons lewe kan hê. Nie net tydens die Kersseisoen nie, maar ook elke dag, van Januarie tot 31 Desember. Dat hy elke dag in ons lewe sigbaar sal wees, 'n plek sal hê. Dat hy nie sal hoef te wonder en by ons lewens kom en daar word gesê, daar is nie plek nie. Amen.